Here Jesus, dankie vir die groot voorreg dat ons vanaand by mekaar kan wees. En Here, dankie dat ons ook ons behoefte aan U kan kom bekend maak deur vir U te sê, ons het vir U nodig. Sonder U kan ons nie, sonder U wil ons nie. En Here, dankie dat U ons ken. Dankie dat U weet wat in ons harte aangaan. Dankie dat U weet wat is ons omstandighede. En Here, dankie vir U woord. As ek dink net aan in hierdie tyd wat ons praat oor hierdie hemelse hoëpriester, dan sê Hebreërs 4, hy sê dat ons met vrymoedigheid na hierdie hoëpriester toe kan gaan, omdat hy kan verstaan, hy het medelee. Die Bybel sê hy is in elke opsig is hy versoek, net soos wat ons versoek word. Maar die Bybel sê sonder sonde. Daarom kan ons daarom toe gaan. Hy weet presies wat in ons lewens aangaan. Hy weet vanaand van bekommernisse, hy weet vanaand van tekortkominge, hy weet alles. Daarom wil ek hom bid, Here, dat terwyl ons oor hierdie waarhede praat, wil ek vanaand kom vra, Heilige Gees van God. Die Grieke het gesê, ons wil Jesus sien, maar vanaand wil ek sê, ons wil Jesus as die hoëpriester, wil ons raak sien. Een wat in my skoene kan staan. Een wat in my skoene wil kom staan, in my plek wil kom staan. En nou gaan ons U woord lees, Here, ek wil bid dat U deur U woord alreeds met ons sal kom praat. Kom breek hierdie waarhede oop, Here. En dat dit nie net waarhede sal wees, maar dat dit deel van ons lewe sal word. Dat daar waar ons sit kan sê, Here, ek het dit so nodig in my lewe. Ek het daardie aspek nodig. Dankie daarvoor, Here Jesus. Dankie dat ek dit vir U kan vra. Ek bid dit in Jesus se wonderlike naam alleen. Amen. Baie welkom. Ek is bly julle is hier so, hoor. Blaai saam met my na Exodus 28. Exodus 28. Nou ek is met U besig. Ek het gisterand begin om met U te praat oor die Ou Testamentiese hoëpriester. Nou, ek wil groot om verskoning vra. Ek het gisterand, toe Gerard die skuif hier aansit, toe besef ek het 2 weergawes, en die een wat hy opgesit, wat ek vir hom gegee het, was die verkeerde een. Jy was seker bly dat ek so kort gepreek het, nee. Jy is seker baie bly gewees. Jy het seker geweet, daar is iets 'n fout by my, nee. Maar, so ek gaan, die Engelsman sê, ek gaan so 'n bietjie recap, ek gaan 'n bietjie terug, om, daar's groot waarhede wat ek nie vir U wou sê nie, want ek wil dit graag vir U op die skerm wys. En so as ek nou tyd moet neem, gaan dit baie tyd in beslag neem, so ek gaan lees uit 'n paar verse net uit Exodus 28. Jy sal hierdie waarhede weer sien wat herhaal word in Exodus hoofstuk 39, amper 'n hele hoofstuk. En dan gaan jy al hierdie waarhede weer kry in Hebreërs 8, en dan gaan jy dit weer kry in Hebreërs hoofstuk 9. Maar die deel waaroor ek vanaand met U gaan praat is hierdie gedeelte. Ek gaan vir jou 'n paar verse lees uit Exodus 28. En voordat ek dit lees, wil ek graag vir U vertel wat het 'n Jood, 'n Messiaanse Jood, per geleentheid gesê. Hy het gesê, onthou die Jode glo net in die Ou Testament, en hy is 'n Messiaanse Jood, so hy het die Nuwe Testament ontdek. En hy sê hierdie woorde, hy sê die Ou Testament is die slot, soos van 'n deur, en die Nuwe Testament is die sleutel, wat daai slot oopsluit. En toe maak hy hierdie stelling, toe vra hy hierdie woorde, wat beteken 'n slot sonder 'n sleutel? En hy sê hierdie woorde, ons het die kennis van die Ou Testament nodig om die Nuwe Testament reg te verstaan. Kan ek dit weer sê? Hy vra toe hierdie vraag, hy sê, wat beteken 'n slot sonder 'n sleutel? En hy sê hierdie woord, hy sê, ons
het die kennis van die Ou Testament nodig om die Nuwe Testament reg te verstaan. Is dit mooi nie? Is jy lief vir die Ou Testament? Die Ou Testament is vol tipes. Hebreërs is lief om die woorde te gebruik, dat die Ou Testament is 'n skadubeeld, 'n skaduwee. Wat is 'n skaduwee? 'n Skaduwee is, hy is 'n skaduwee van die egte, van iets wat waar is. En nou, kom ek lees vers 15 van hoofstuk 28 vir u. Nou, ons praat met mekaar oor hierdie hoë priesterlike kleed, en ek gaan dit nou vir jou verduidelik, maar ek gaan net gou vir hierdie gedeelte lees. En dan het die Here nou gesê vir waaruit hierdie kleed moet bestaan. Nou ek wil dit graag vanaand, ek gaan net hierdie een deel vanaand met u hanteer. Dan sê in vers 15, hy sê, jy moet ook die borstas van beslissing maak, van kunstige werk. Soos die werk van die skouerkleed moet jy dit maak. Nou, baie interessant, as jy na hierdie dinge lees, veral in die Ou Testament, gaan jy hierdie kleure kry. Dan sê hy, hoe moet jy dit maak? Van goud, van pers, purperrooi en bloedrooi stowwe. En van fyn dubbeldraad linne moet jy dit maak. Dan kom hy en hy gee 'n bietjie meer detail daar rondom wat ek vir u gaan wys, wanneer ek dit vir u gaan illustreer. Nou, om die hoëpriester se werk te verstaan, daar is die tabernakel. Die tabernakel was in die woestyn opgeslaan gewees met hierdie doel. God het na die mens toegekom. Die tabernakel se boodskap is, wat ook beteken tent of tentwoning. Dis waar God met die mens graag wou ontmoet. Ek wil graag 'n plekkie hê. Ek weet, die tempel het weer die tabernakel vervang, en dis hoekom ons vanaand 'n kerk gebou het, en ek is so dankbaar vir 'n plekkie waar ons by mekaar kan kom, want dis wat die plek waar God ons wil ontmoet. En dan, wanneer dit kom by priesterskap, nou dis hoe daai plek binnekant lyk. Hy was van robbevel gewees, en die hoëpriester, hy het eenmaal 'n jaar ingegaan, maar hy het nou daar gestaan, nou het hy daar 'n offer gebring, en dis hoe daar die plek binnekant lyk. So hy was heeltemal van goud gewees, dis die eerste gordyn, die tweede gordyn, maar die hoëpriester, hy het daar eenmaal 'n jaar daaraan gegaan. Dis waar God was, die teenwoordigheid van God. Hy het eenmaal ingegaan om daar vir die volk se sondes versoening te gaan doen. So hy het ingetree, en dis waaroor priesterskap gaan. As ek hierdie woorde vir u sê, die tabernakel, God kom na die mens toe, dan het die priester se werk was dan, hy het in die plek van die mens, hy die mens kom verteenwoordig, en hy het die mens, het hy toetrede gekry om in die teenwoordigheid van God in te gaan. Ek gaan nou vir jou baie mooi definisie daar rondom gee. Ek wil net dit as inleiding gebruik. Waar kom priesterskap vandaan? Ons begin en dan lees ons maar net in die Bybel, die tabernakel was daar gewees, en ewe skielik is daar 'n priester gewees, en nou lees ons in die Nuwe Testament, dat Jesus is ons hemelse nuwe hoëpriester. As 'n mens baie mooi gaan kyk, nou ek wou hom eintlik anders neergeskryf het, maar ek was bang u verstaan dit nie baie mooi nie, maar kyk nou mooi. God het sekere mense afgesonder. Hy het priesters gesoek, en hy het leviete gesoek. Hy het mense gesoek om in daai tabernakel wat hy nou vir u gewys het, om daar diens te verrig. En nou kom die vraag, nou waar het hy hierdie mense gekry? So hy het teruggegaan, en God sonder 'n man af. Let mooi op wat ek vir u sê. Hy sonder 'n man af om 'n groot volk in die hande te kry. En daardie man wat hy in gedagte het, sy naam is Abraham. En die volk, hierdie man kom uit 'n volk uit, wat sy naam Israel is. En hierdie volk Israel, sou dan God se eiendomsvolk geword het. En daardie volk sou bekend staan as 'n koninklike priesters en 'n heilige nasie. En Eksodus 19 vertel dit vir ons.
En uit hierdie volk uit het God weer 'n stam afgesonder. En daai stam se naam is Levi. En net uit die Lewiete uit hierdie stam uit, het God vir hom 'n priesterlike geslag gesoek, uitgesonder. En weer uit daai stam Levi, soek God weer 'n huis. So 'n man, 'n volk, sien jy kom God, 'n stam, en in daai stam, wat sy naam is Levi, soek God 'n huishouding. Hy soek 'n man wat daardie amp kan beoefen, daardie amp. En hy kry 'n huis waar die man se naam is Aaron, en hy stel Aaron aan as die eerste priester, eerste hoëpriester van die Ou Testament. So Aaron kom, hy's die heel eerste hoëpriester in die stam van Levi. Nou die hoëpriester se werk, en hier kom die definisie, die hoëpriester se werk is om as tussenganger tussen God en sy volk te wees. Hy het ingetree. En meneer, baie keer is ek en jy die priester van ons huis. En die hoof van ons huis, en ek en jy moet die tussenganger wees tussen my huis en God. En God soek nog steeds priesters. Vandag as jy Petrus gaan lees, dan sê hy het ons gemaak konings en priesters vir sy God en Vader. Nou hierdie hoëpriester, hoe is hy uitgeken? Hy het 'n sekere kleed gehad wat hy aangetrek het, en almal wat daar hom gesien het in daai kleed het geweet, hy is die hoëpriester van die Ou Testament, en daai kleed het bekend gestaan as die kleed van die hoëpriester, en so het hy gelyk. En daai kleed, as jy 'n studie van daai kleed maak, hy het uit 7 dele bestaan. Ek het gisteraand het ek hier en daar gevat, en ek kon nie alles vir u wys nie, so ek gaan net so 'n bietjie terug om vir u te wys hoe dit in die Nuwe Testament waar geword het. En daai kleed het uit 7 dele uit bestaan, en daar's die 7 dele. So jy het die rok gedeelte gekry, die wit gedeelte, hy was van fyn linne gewees. Dan het jy die gordel gekry. Dan het die blou was die mantel gewees, hy was bo oor getrek gewees, ek gaan dit nou vir jou beter wys. Dan het jy die skouerkleed gekry, daai gedeelte, dan die borstas wat ek nou vir u gelees het, dan het jy die tulband gekry, dan die plaat wat dan daarmee gaan. So hy bestaan uit 7 dele. So daar's die wit rok. So hy trek eers dit aan, die wit rok, en bo die wit rok trek hy dan daar die blou mantel aan, al daai klere. Hoekom ek vanaand wil teruggaan, ek het verwys na sekere dinge, en vir die foto's gewys, en ek het vir gesê, let op die klere. En toe ek die klere vir u wil wys, toe sien ek, maar ek het nie die skyfie daarop het, toe hou ek op. So daai wit linne, het beteken, as hy dit aantrek, dit staan vir geregtigheid, en dit staan vir regverdigheid. Hierdie persoon, en dis hoe 'n hoëpriester Jesus vir ons is, een wat regverdig is, hy het vir ons geword, geregtigheid uit God, 2 Korintiërs 5:21, daar's baie teksverse wat daarna verwys, en dit was die 2 kenmerke waaraan die hoëpriester uitgeken was. Jammer, ek staan met my rug soontoe. So dit was die gordel gedeelte daardie, en kyk hoe mooi kleurvol dit is. Elke deel het sy eie geestelike boodskap, en dan daar kom die blou mantel, en dis hoe hy gelyk het. En dis baie interessant, en ek wil dit graag net weer vanaand vir u noem, voordat ek by die borsplaat kom. Hy sê hoe daai mantel moet wees. En kyk hoe mooi, hy sê, bo oor die wit rok, moet 'n blou mantel, daai mantel aangetrek word, hy's blou verwys na die hemel, dit wys alreeds, hierdie hoëpriester wat hierso staan, verteenwoordig die hemelse hoëpriester, dan sê, Eksodus 39, hy sê, dit moet in een stuk gewewe wees, sonder moue, met 'n opening vir die hoof in die middel. Met ander woorde, daai deel moes baie sterk gewees het, hy moes in een geweef gewees het. Nou, daar wys ek net weer vir die fotootjie, daai gedeelte, daar mag nie 'n las in gewees het nie, want dit het 'n boodskap op sy eie. Nou, ek het gisterand hier gestop, en ek wil dit net gou weer vir u sê. Toe Jesus voor Kajafas staan,
die hoëpriester staan. Toe vra, en ek wil dit graag vir u lees, toe vra Kajafas vir die Here Jesus hierdie vraag. As u die Bybel het, blaai gou saam met my soontoe, want dit is 'n belangrike vers in die woord van die Here. Jy moet hierdie vers moet jy merk. Want hierdie vers sê dat die einde van 'n aardse hoëpriester het nou gekom. En ek lees net graag weer hierdie vers. Kajafas vra vir die hoëpriester, vers 63, en Jesus antwoord, vers 63, maar Jesus het stil gebly, en die hoëpriester antwoord en sê vir hom, ek besweer u by die lewende God, dat u vir ons sê of u die Christus, die Seun van God is. Jesus antwoord hom, vers 64, u het dit gesê, maar, sê Jesus, hier kom hy nou met 'n vertaling, hy sê, maar ek sê vir u almal, van nou af sal u die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel. Hoor gou mooi. Toe Kajafas hierdie woorde hoor wat sê 65. Toe verskeur Kajafas sy kleer. Toe verskeur die hoëpriester sy klere en sê, hy is godslasterlik. Daai oomblik toe Jesus hierdie verklaring maak en Kajafas, hierdie hoëpriester, gryp sy kleed so vas, toe skeur hy daai wat rondom gewewe was, wat nie kon, die mens dat nie kon skeur. Die oomblik toe hy dit skeur, toe dui dit aan, Kajafas is op pad uit. Die aardse hoëpriester is op pad uit. Daar is 'n ander een, 'n hemelse een wat op pad is. Hy kondig dit toe aan. Hoor gou mooi. Die dag as daardie mantel sou skeur, sou dit die einde van hierdie amp as hoëpriester gewees het. Hy het aangebreek. En hy het dit gedoen. Hy het dit gewys. Hy het dit vir almal in daai omtrek gewys. Ek is die laaste hoëpriester, die aardse hoëpriester. Hier is 'n nuwe een op pad. Die oomblik toe Jesus sê, ek is die Seun van God, toe kom die aardse priesterskap tot einde. Dis nie wonderlik nie. Ons het vanaand 'n hoëpriester wat vanaand in die hemel sit. Hy het opgevaar na die hemel nadat hy die graf uit opgestaan het en hy het gaan sit aan die regterhand van God. Hy sit nie maar net daar en wag vir die oordeelsdag nie. Nee, hy is 'n hoëpriester wat vir jou en my, Hebreërs 7:25, daarom kan hy volkome red, die wat tot God gaan, deur om tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir ons in te tree. Weet jy, in hierdie oomblikke, terwyl jy hier sit, is die hoëpriester daar om vir jou en my in te tree. Hy's besig, hy leef daarvoor. Waarvoor? As jy vir mense vra, waarvoor leef hulle, dan sal hulle sê, ek leef hiervoor. Hoor, as jy vir Jesus vra met respek, waarvoor leef u? Dan sal hy sê, om vir my kinders in te tree. Dit is wonderlik om daaraan te dink. Hy tree vanaand vir my in. Maak die saak wie ek is nie, maak die saak wat my omstandighede is. Hy tree vir my in. En die oomblik toe Kajafas sy klere skeur, toe sê dit aan die wêreld, die einde van hierdie aardse priesterskap het aangebreek. Is nie wonderlik, vriende? Dit maak my hart so opgewonde. Dat, jy sien, die aardse hoëpriester kon nie verstaan het nie. Dit was vir hom, verskoon die woord, dit was vir hom 'n job. Dit was vir hom 'n werk. Hy is aangestel om 'n taak te verrig. Hy het dit gedoen. Hy het nie 'n hart gehad baie keer nie. Hy het eenmal 'n jaar gegaan en daai een se sondes op hom gehad en daai een se, en hy het maar daar gaan staan voor God. Hy het ingetree. Hy was die tussenganger tussen God en die mens gewees. Maar wanneer ek na die hemelse hoëpriester toe gaan en ek vertel hom wat in my hart aangaan, dan is dit een wat verstaan. Hoor, die Bybel sê hy's een wat verstaan. Het jy al met mense gepraat en sien in sy oë of in haar oë, hulle verstaan nie. Dis harde woorde wat uitkom. Daar's nie medelee nie, daar's nie empatie nie, dis maar net, ons het 'n hoëpriester wat vanaand sê, vertel my wat in jou lewe aangaan. Sê vir my wat in jou lewe aangaan. Ek verstaan. Weet jy wat beteken dit vir my as iemand vir hierdie woorde sê, hoor gou mooi, ek soek nie 'n antwoord op wat ek vir hom sê, net hierdie woorde. Ek verstaan. En ek kan sien hy bedoel dit of sy bedoel dit. Dan doen dit iets hier binnekant, is dit nie so nie? Dit bring 'n sagtheid hier binne. Dit bring vrymoedigheid. Hoor gou mooi, sê ek verstaan. En die oomblik wanneer ek verstaan, hoor, dan maak ek net meer oop. Vertel my nog.
En hoe meer ek oopmaak, ek verstaan. Ek verstaan. Dis hoe 'n hoëpriester ons het. Een wat medelee het, sê Hebreërs 4 vers 16. Een wat medelee het. Ek wil net gou hierdie ook vir u noem, dan gaan ek daarby kom. Hierdie blou mantel. Kyk daai blou mantel, ek gaan nou vir daai deel vir jou vergroot. Hy was nou boor daai wit aangetrek gewees. En aan die soem van daai blou mantel was daar grenaatjies gewees. En ek wil dit net weer verwys. Kyk na die kleure. Pers, purperrooi en bloedrooi. Jy het 'n grenaatjie gekry en jy het 'n klokkie gekry. En daai kleure wil ek gou vir u wys. Hoekom was daai kleure so? Moet dit oplet, as jy dit lees, gaan jy altyd daai 3 kleure by mekaar vind. Pers, purperrooi en bloedrooi. Hoekom was dit so? Jy sien die blou het al reeds vir die volk 'n boodskap uitgesyn. As jy maar net afgekyk het en gesien het, waarvoor staan hierdie kleure? Wat sê dit? As die aardse hoëpriester voor hom staan, dan verduidelik hy alreeds, en hy stuur hierdie boodskap uit, daar gaan 'n hoëpriester kom, hy gaan vir ewig wees. Ek is maar net tydelik. Ek is maar net vir nou, is ek maar net in hierdie amp aangestel, maar daar gaan een kom, wat vir ewig gaan wees, wat vir altyd vir my gaan kom intree. Nie iemand wat na 'n sekere paar jaar weer die aflosstokkie oorgee, nee, een wat my leer ken het, en een wat hierdie pad saam met my stap, langs my stap. Die rooi het alreeds verwys na die bloed van die Here Jesus. En die pers is 'n mengsel van blou en rooi, wat vertel, hierdie hoëpriester gaan die aarde en die hemel by mekaar uitbring. Daar gaan 'n offer wees, en deur die offer van hierdie man, hierdie hoëpriester, gaan dit bring dat hy die hemel en die aarde by mekaar gaan uitbring. Is dit wonderlik nie? So Jesus het nie opgevaar en het net gaan sit daar in 'n plek daarbo en hy weet nie wat hier op aarde aangaan nie. Nee, deur hierdie offer, hierdie mengsel het pers gekom. Hy bring die hemele en die aarde by mekaar uit. Weet jy, geweet daar's so vers in 1 Timoteus. Ons het een middelaar tussen God en die mens, en dis die mens Jesus. Hy is die middelaar. Maar jy sien, daai grenaatjies praat ook van vrug. Dit sê nie net hierdie uit, hy's ewig nie, dit praat ook van vrug. Waarna verwys ek as ek vanaand wys na vrug? Hierdie offer wat gebring gaan word deur hierdie hoëpriester wat gaan kom, vir jou en vir my sal dit ewige waarde hê. Ewige waarde tot in alle ewigheid. Dit maak nie saak wie en ek is nie, ons kan met ons swakhede na hom toe kom, daardie vrug sal gestalte kry in jou en my lewe. Hy verstaan. Hy gee vir my daardie versekering, in jou en my lewe sal daar vrug kom, daar sal oorwinning kom in jou en my lewe. Ek wil net gou hierdie wys, en dan daai klokkie. As die hoëpriester, die klokkie was juist daar, dat terwyl die hoëpriester geloop het, dat die volk kon hoor, daar's beweging. As hy agter daai gordyn ingegaan het, eenmal 'n jaar, hy het in God se teenwoordigheid ingekom, en hulle was so bang vir God se teenwoordigheid, vir die toorn van God, vir die oordeel van God, en hy wat die hoëpriester is, hy was die tussenganger, hy het ingestap in die teenwoordigheid van God, en dan het daai gordyn agter hom weer toegemaak. Dan staan hy daar eenmal 'n jaar, dan tree hy vir die volk, en dan bid hy, hy noem die volk so, hy noem daai stam, en hy noem daai stam, hy noem daai stam, by die naam voor die Here. Terwyl hy besig is om in te tree, beweeg hy. Die volk, die oomblik as hy instap, luister die volk. Beweeg hy, die klokkies lui. Solank soos dat hy beweeg, lui die klokkies. En solank as wat die klokkies lui, sê dit vir die volk, hy lewe, God het hom die dood geslaan. Daar was 'n tweede ding gewees,
Hierdie hoëpriester was, hy was ook aan 'n tou vasgemaak gewees. Dat indien God hom sou tref, terwyl hy daar in die allerheiligste is, hulle mag nie naby gekom het, net die hoëpriester mag daar ingegaan het, dan het die volk gekom en hulle daai tou gevat, dan trek hulle hom uit. Nie naby die teenwoordigheid van God nie, net die hoëpriester mag daar ingaan, dan sou hulle hom uitgetrek het. Dis hoekom die tou aan hom vasgemaak is. Ek wil vanaand weer vir hierdie woorde sê, luister die kind van die Here. Die klokkies lui in hierdie oomblik in die hemel. Die klokkies lui. Hy leef om altyd vir jou en my in te tree. Wat beteken in te tree? Hoor jy die klokkies lui? Ja, miskien kan jy vanaand vir my sê, miskien vir daai een, kan ek jou bemoedig deur hierdie gedeelte wat ek nou vir jou gaan bring. Ons het dit gelees en hy sê, en jy moet 'n borstas. Kyk weer na die klere. Kyk baie mooi na die klere. Daai selfde klere kom weer voor as daai persoon voor die hoëpriester gestaan het en hy kyk en hy sien die blou, hy sien die rooi en hy sien die pers. Dit sê vir hom, hierdie man wat gaan kom, hy's maar 'n aardse hoëpriester, maar dan gaan die hemelse hoëpriester kom. Hy gaan vir ewig wees. Hulle sien so uit na daardie offer, want op daai stadium moet hulle vir elke ding wat hulle gedoen het, wat verkeerd was, moes hulle geoffer het. Dis een offer na die ander offer, maar as hierdie hemelse hoëpriester kom, wat gaan gebeur? Hy gaan eenmaal 'n offer bring en nooit weer daarna hoef offers gebring te word nie. Eenmaal gaan sy bloed gestort word. En hy gaan maak dat die hemel en die aarde by mekaar. Dis die kleur wat hulle raak sien. Daai borstas, ek gaan nou vir jou vinnig beskryf, het twee funksies gehad. Ek gaan vanaand net by die een kan kom. Kyk, hy het twee funksies gehad. Kyk die grootte daarvan, en kyk hoe dit waar het hy gehang. Hy het bo oor die hartgedeelte van die hoëpriester. Hy was 22 by 22 centimeter. Hy het bo oor die hartgedeelte van die hoëpriester gehang, en hy het op die hart van die hoëpriester gelê. Sê dit al vir jou iets? Hoor jy hierdie woorde, een wat kan verstaan? Een wat nie net hier sê nie, maar een wat hier dit beleef in my hart. Hierdie borstas is op sy hart. Dit moes van geborduurde materiaal gewees het, en die Bybel sê, het moes baie kunstig gewees het. Weereens, let op hierdie klere, daar wys ek dit weer vir jou. Blou, pers. Wat hou hierdie boodskap vir jou en my in? Daar sê weer, ek wil dit weer vir jou wys. Ewig. Dieselfde klere as wat ons vind in die granaatjies wat onder is. Oral kom hierdie klere voor. En hierdie kleed wat net hierdie boodskap uitsyn. Hy gaan vir ewig. Hierdie hoëpriester, ek is 'n aardseun, maar as die hemelseun gaan kom, en hy het gekom. Kom ek vertel 'n paar feite rondom hierdie. Daar is ek gaan jou nie ek wil by die geestelike gedeelte kom, want ek wil hê ons sou weer saam bid. 22 by 22 centimeter. Hy moes dubbel gevou gewees het, en hy was vierkantig. En bo-op, kyk gou mooi, op die voorkant was al hierdie 12 edelgesteentes gewees. Kyk daar, was 'n rye van 4 gewees, en dit is 12, en dit verteenwoordig die 12 stamme. So as hy daar ingekom en dan vat hy sy hand, dan druk hy hom miskien op hierdie eerste edelgesteente. Here, ek tree nou in vir daardie stam. Dan druk hy sy hand weer hier, Here, ek tree in vir daardie persoon. Hoor gemooi, ons hemelse hoëpriester druk sy hand vanaand. Jy is een van daai edelgesteentes. Jy verteenwoordig een van daardie, en die hemelse hoëpriester sit sy hand vanaand op daai edelgesteente. Hy sit hom vanaand op jou naam. My Vader, daar waar my hand nou is, waar my vinger nou is, ek bid vir hom, ek bid vir haar, ek kan sien. Hy of sy gaan deur 'n baie, baie moeilike tyd, en dan bid hy weer Jesus, dan sit hy sy hand weer op 'n ander edelgesteente. Dis net wonderlik. Ek wens ek het nou tyd. Kyk daar, al hierdie wat ek nou vir u noem, kom ook in Openbaring 22 voor in die as hulle praat van die nuwe Jerusalem, kom al hierdie
edelgesteentes weer voor, die klere kom weer voor. Ek gaan jou maar sê dit wil ek sal ek vir die gee. Daar is die tweede ry. Almal dieselfde, daar is die derde ry. Hy ken al by die naam, hy noem hulle die klere, hy ken al by die naam. Daar's 'n rede hoekom die Bybel die name vir ons gee. Hoor gou mooi, hy ken jou vanaand by die naam. Dis maar net iemand nie. Dis maar net iemand met 'n nommer, hy ken jou by die naam. Jy sê kind, hy het jou naam in sy boek geskryf. Openbaring 20 vers 15, hy het 'n boek in die hemel, die dag toe jy tot bekering gekom het, skryf hy jou naam daarin. Kan ek vir die geestelike betekenis wys? So die volk se name was daarop, elke een verteenwoordig. Hy het nie net hulle opgeskryf, dis 'n mooi woord wat ek hier vir jou wil gebruik, hy het dit ingegrafeer. As dit opgeskryf was, of as dit net opgeverf was, dan kon dit afgekom het. Maar jy sien, wanneer iets ingegrafeer is dit permanent. Hy het jou naam in sy handpalm ingegrafeer, weet jy dit? En as hy sy hand oopmaak en hy kyk na my naam, dan weet hy presies hoe om vir my te bid. Want hy is 'n hoëpriester wat in my lewe betrokke is, wat bemoeienis maak met my en jou lewe. Hy dra dit voor sy bors. Hy dra dit op sy bors. Hier naby die hart. Jy sien, wanneer hy in teenwoordigheid van God ingaan, dan vat hy my naam saam na die teenwoordigheid van God. Ek is in teenwoordigheid van God. Hy praat met sy Vader, hy noem my naam voor die Vader terwyl hy in sy teenwoordigheid is. En weet jy wat doen hierdie hoëpriester? Die Bybel sê hy het medelee met my swakheid, hy ken my probleme vanaand. Hy ken my tekortkominge vanaand. Is dit mooi nie? Is dit wonderlik nie? Hy weet selfs wat ek nodig het vanaand. Hy weet dit. Hy ken my. As hy daarin kom, dan praat hy met sy Vader, my Vader. Weet jy, terwyl ek voorberei, dink ek so hieraan. Wat gee Jesus toegang tot by sy Vader? En dis maar my ou prentjie wat ek het in my gedagtes. Jy sien, as hy inkom, dan wys hy al klaar die spykermerke. Toegang. Want God het gesê as ek die bloed sien. So hierdie Jesus wat in julle weggeneem is, Handelinge 1 vers 11, sal net so kom, hy is met daai spykermerke in sy hemel toe. En as hy voor die Vader kom, die heel eerste, ek wil amper sê om die hart van God sag te maak, lig Jesus sy hande so op. En as hy daai merke sien, dan maak dit al reeds sy Vader se hart sag. Dan druk hy sy vinger op die edelgesteente, op my naam. Op my naam. Ek wil vanaand vir u sê, as kind van die Here, moet jy vanaand bemoedig word. Jy is naby die hart van God. Jy is nie eenkant nie. Jy is soos daar die borstas naby. Jy lê op die hartgedeelte van ons hemelse hoëpriester. Hy ken jou hart. Jy sien, as ek op hom lê, hy hoor my hart klop. Hy hoor wanneer dit vinnig klop. Hoor wat sê hy in vers 30 van hoofstuk 28. Hy sê dit, so moet Aaron die kinders van Israel gedurig op sy hart dra. Aaron, as hoëpriester, dra hierdie 12 stamme op jou hart. Dra op jou hart. Ons het 'n hoëpriester wat vanaand jou op sy hart dra. Jy sien, die hart is die setel van daar waar die liefde is. Nie veroordeling nie, nie hart nie. Hy kom met liefde na jou en my toe. Maak nie saak wat die tekortkominge is nie. Maak nie saak wat in my lewe aangaan nie. Ek beleef daai, ek is in sy hart. Ek is, my naam is daar voor hom en hy hanteer my met wonderlike liefde. Elke persoon
wat na Jesus, na ons hemelse hoëpriester toe kom, kry en het 'n plekkie in die hart van hom. Jy het 'n plekkie, ek het 'n plekkie. Jy sien, hy praat van verskillende soorte klere. Interessant, ek het vir jou gewys, 12 verskillende klere. Die Engels is so mooi, hy praat van precious stones. En daai verskillende klere beteken, maak nie saak hoe verskillend ek en jy is nie. Ons kan verskillend in voorkoms wees, in talent en gawes. Maar as dit by die Here Jesus kom, as dit by hierdie hemelse hoëpriester kom, hoor gou mooi, is jy kosbaar. Precious stone. As jy vanaand bid, dan sê vir die Here, vir hierdie hemelse hoëpriester, dankie dat ek vanaand kosbaar is. Ek is so kosbaar, u het my naam op u hart. Meer nog, u het my naam ingegrafeer. Kosbaar. Ingegrafeer. Permanent is my naam. Dit is so diep ingegrafeer, dat dit nooit ooit weer uitgevee kan word nie. Ek gaan hier stop. U naam word op 'n edelgesteente gegrafeer. Naby die hart van hierdie hoëpriester. 'n Hemelse hoëpriester, een wat medelee het. U naam druk op sy hart, die borsplaat, teen sy hart, op sy hart, want hy het medelee. Jou naam druk vanaand op sy hart, omdat hy verstaan. Jou en my naam druk op sy hart. Daarom sal hy by ons, hy sal na die Vader toe gaan. Net omdat my naam op sy hart druk, het hy vrymoedigheid om na sy Vader toe te gaan en sê, my Vader, kyk gou hier, ek bid vir hom. Ek bid vir haar. Hy druk dit so op daai steen, op daai borsplaat. Hy noem jou by die naam. Wonderlike boodskap, die borsplaat. Sy vanaand vir hom kan dankie sê. Terwyl van die tyd gaan ek net hier stop. Sê vanaand, Here, baie dankie dat ek vanaand hoor. Eerstens die feit dat ek u kind is my naam naby u hart. Is my naam soos daai borsplaat, druk dit op u hart. U weet van my behoeftes, u weet van alles, ek het nie nodig om dit vir u te sê nie, maar meer nog, dankie dat dit nooit afgevee kan word. Dit is wonderlik hierdie boodskap, nie? Dit gee vir mens hoop. In moeilike tye om te weet, hy weet van my. Hy weet van my. As hy sy hande oopmaak, hy weet van my, my naam is daar ingegrafeer. Weet jy om te bid? Weet jy om vanaand vir die Here dankie te sê? Gaan jy hom aanbid daarvoor? Sê vir hom dankie sê, sal jy hom loof daarvoor? Kom ons maak gou groepies. Dan bid ons saam, dan soos vanaand, Here, dankie vir so hemelse hoëpriester. Die Bybel sê, hy het deur die hemele ingegaan na die troon van God is. Deur die hemele. Sê vir hom dankie, maak dit daar. En benoem jou behoeftes vanaand vir die Here. Sê, dankie dat ek vanaand my behoeftes, my tekortkominge, wat jou behoeftes ook al mag wees, noem dit vanaand vir hom. En sê, Here, dankie dat u dit vat en u tree vir my in voor die Vader en by die Vader.